Goeiemôre, dit is Maandag die 17de Augustus. Vanoggend lees ons saam Romeine 12 vers 1. Hier skryf Paulus: Broers en susters, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Paulus sê dat op grond van God se genade, op grond van God se redding deur Christus, op grond van die liefde wat hy bewys het om ons deel te maak van sy huisgesin, sy volk, moet mense hulle self beskikbaar stel, hulle liggame as 'n offer vir hom, lewendig en heilig. Offers is nie net iets wat ons doodmaak en op 'n vuur verbrand nie. Offers in die tyd wat Paulus geleef het, vir die gods in die Romeinse en Griekse wêreld, het baie forme aangeneem. Onder andere ook, by 'n hele klomp van die gode wat daar was die offers in die vorm van seksuele dade wat uiteindelik deur die Bybel baie as onrein en onheilig beskryf word. So Paulus sê hier vir die gemeente, gee julle self, dit wat julle doen, die manier waarop julle leef, uiteindelik sluit dit in wat jy eet en wat jy doen en hoe jy praat, dat dit 'n offer vir God is, iets wat God van sal hou, wat hy sal aanneem, en wat vir hom regtig lekker sal wees om te sien en te ervaar. Dit is sinvol. Ja, mens doen dit uit dankbaarheid, nie omdat jy iets ontvang nie, of nie omdat jy iets wil verdien nie, dis omdat jy iets reeds ontvang het. Hy begin op grond van God se barmhartigheid, omdat God reeds vergewe het. Leef op 'n ander manier. Gee jouself en jou lewe vir God. Here, U is die een wat ons red, U is die een wat ons roep, U is die een wat ons toerus, om U kinders te kan wees. Mag ons soos Paulus sê, lewende en heilige offers wees, wat vir U aanneemlik is. Ja, Here, dat ons in wat ons doen, sê, wat ons dink, hoe ons lewe, U sal verheerlik, en Here, dit op so 'n manier sal doen, dat dit U goedkeuring wegdra. Ons kan so maklik maar net doen soos die wêreld doen. Wees soos wat die wêreld is. U het ons in Christus kom vrymaak. Vrymaak om ook nuut vir U te lewe. Geef ons die wysheid daartoe. Lei ons deur die Gees en maak ons gehoorsaam, Here, aan U en U woord. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gelowiges. U ken elkeen. En ons dra mekaar nie op en weet, Here, U is die God wat hoor, die God wat luister, die God wat teenwoordig is en voorsien. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.